en sien jy 1000 followers. Of wanneer jy daar die laaste vlag oorwin. Daar is geen wedren beter as die een agter die skerms. Dames en here, kinders het meer vrytyd nodig om die wedren van die lewe te kan voltooi. Ekstra hardloopers gaan jou nie die wedren laat wen, as jy eerder wou sit en video's maak en op sosiale media plaas nie. Om 'n kind sy kindwees te vind is beter. Hardlooplessen leer kinders van hardloop, maar die ervaring op die skerm, die Olympiese spele by te woon, is meer opwindend. Die gevoel op die baan wanneer jy laaste kom, is erger as die gevoel op die skerm. Laaste kan jy aanhou probeer tot jy wen en jy kry meer as een kans. Die ervaring op die speletjie kan geen werklike ervaring oorwen. In my wedren staan ek altyd 'n kans. Eerstens, die kindweestyd kan nooit weer oorgegee word nie. En jy wil nie jou kind moet kind wees in sy ouer jare nie. Kinders hou van taakies en riglyne by die huis. Maar die gevoel om kind te kan wees en te kan speel gaan so gou verby. Is jy daai ouer wat nog steeds PlayStation speel? Auditeer Engela die vanaf van Stellenbosch Universiteit gaan 5 November 2020 op hul webtuis te sê. Verantwoordelikheid word op skouers van vandag se kinders geplaas. Verwagtinge op so jong ouderdom leer kinders van verantwoordelikheid. Maar die verwagtinge is te hoog. Kinders hou daarvan om hul eie verwagtinge te skep, op hul eie tyd. Jy sal nie met my saamstem nie, totdat jy nie self met al daai verwagtinge op jou skouers sit nie. Tweedens, om vir die skerm te sit, leef jy jouself in daardie oomblik in. Niemand het jou geleer nie, maar jy weet presies wat om te doen en hoe om dit te doen. Jou bloeddruk rys, jou hartklop versnel en jou reaksie op die kontrole raak plots vinnig. Wanneer dit by wedrenne kom, sit ons werklikheid op sy. Gee ons kindweestyd terug. Derdens, om speletjies te speel en die Olympiese spele by te woon, stel ons kinders van vroeg af bloot oor die werklikheid later in ons lewe. En ons kan onsself nou inleef in realiteit. Ekstra klasse en lesse mag dalk voordelig wees, net omdat ons self by een kans gegee was en nog steeds nie eers gekom nie. Dr. Marianne Kotse skryf in die artikel die belangrikheid van speel op netwerk 24 geraak 9 Maart 2020. Elke ouer wil hê ons kinders moet suksesvol wees. Ons wil hê hulle moet leer en selfvertroue hê in ons skooljare. En tog doen ouers dit verkeerd. Ons as kinders se ontwikkeling vind plaas wanneer ons breine gestimuleer word deur om te kan speel. En dis nou een aktiwiteit wat heeltemal te maklik oorgesien word. Geen ekstra lesse en besige skedules kan die onvoorspelbaarheid van die groot menslewe beskryf nie. Op Facebook lees mens gereeld oor prokureurs wat nou bouwerk doen of selfs huisagente word. Maar as jy jouself straf en nog steeds net agter die boeke bly, leer jy op die harde manier. Geen ekstra klasse gee jou tweede hersien nie, maar agter die skerm kan jy aanhou probeer tot jy wen. En jy kry meer as een kans. 'n Kind vind homself en ontdek sy ware talente wanneer hy homself kan wees en tyd spandeer aan wat hy self belangstel. As ek jou nou nog nie oortuig het nie, gaan sit self en speel 'n hele naweek deur. Geen ekstra lesse of klasse kan jy leer om die lewe se wedren te voltooi nie. Ek stem saam. Mamma het 'n graad in veiligheid, maar doen vandag fakture en betalings. My oom het geleer vir 'n pastoor en maak motorfietsreg vanaf voor skoolse tye al. Nou weet ons kinders om te vroeg al op die aanloopbaan te klim. Stuur ouers ons in die verkeerde rigting. Laat ons eie wedren voltooi op ons eie tyd.
Ons mag dalk net 'n Victory Royal ontdek. Dames en here, vrytyd vir kinders is van uiterste belang. Ekstra klas, lesse en klasse kan jou dalk 'n 80+ symbol per rapport gee. Maar in die werklike wedren gaan niemand jou rapport sien of jou vra hoeveel keer jy by die wedren met die interhuis eerste gekom het nie. Jy gaan jou storie uitleef, jou wedren voltooi, op jou manier. Jy word dan 'n groot mens, want jy was 'n kind.